Ons Hemelse Vader, ons kan nie anders net as om die naam groot te maak en die naam te verheerlik nie. Ons kan nie anders as om net ons hande op te hef na die hemel toe en uit te roep, Abba Vader, my Vader. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, te kan aanbid. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou broers en susters, ons het vanoggend 'n baie wonderlike geleentheid. En dit is om mense te doop. Jy kan maar, iemand wil hande geklap het, jy is welkom om jy hande te klap. Dit is een van die sakramente wat Jesus Christus ingestel het. So dit is nie iets wat van die kerk afkom nie, die kerk het dit nie uitgedink nie. Dis nie iets van die kerk af nie. Ons koning Jesus Christus het dit persoonlik ingestel, net soos met die nagmaal. Die twee sakramente, die doop en die nagmaal. En dit is belangrik dat ons gehoor sal gee aan die doop. Dit is belangrik dat ons die opdrag sal uitvoer deur gehoorsaamheid om gedoop te word. Amen. Maar vanoggend wil ek met julle gesels met die tema die lewende God. En ek gaan vanoggend met jou gesels uit Romeine. Verskoon tog ek 'n bietjie aanborstig. En ons gaan 'n bietjie stil staan by Romeine 6. En ons gaan lees vanaf vers 12 af tot en met vers 22, 23. Maar kom ons begin by vers 12. Laat die sonde dan nie langer oor jou sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. So laat die sonde dan nie langer oor jou liggaam heers, omdat julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. In ander woorde, as die sonde oor my liggaam heers, dan gaan ek toegee aan die sonde. Amen. So, ons moet oorgee. Nou, om oor te gee, is 'n wilsdaad. Aan die ander woorde, ek wil oorgee. Om oor te gee. Aan wie gee ek myself oor? Aan Jesus Christus, né? So, ek wil dit doen. Dis 'n wilsdaad. Ek gee my oor. Nou, ons moet nou een ding net baie mooi onthou ook. Hierdie oorgee is eerstens 'n wilsbesluit. Aan die ander woorde, dis 'n kopbesluit. Want ek gee myself oor met hoekom? Om kennis wat ek ontvang het. Ek het kennis ontvang. Ek het kennis ontvang van Jesus Christus, wat hy aan die kruis gedoen het, van sy opstanding, van sy hemelvaart, waar hy aan die regterhand van God sit, waar hy die Vader gevra het om die Heilige Gees te stuur, en die Heilige Gees het gekom. So dis alles kennis wat ek ontvang het, en ek neem 'n wilsbesluit op die kennis wat ek ontvang het, wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, dis 'n intellektuele besluit wat ek geneem het. Hoor mooi, dis nie 'n impulsiewe besluit nie. Dis ook nie 'n emosionele besluit nie. Want as dit 'n emosionele besluit is, of 'n impulsiewe besluit, dan gaan jy by hierdie deure uitstap, en jy sal nooit verander wees nie. Hoekom sê ons, dit is 'n kopbesluit, dit is 'n wilsbesluit, dit is 'n intellektuele besluit? Want jy het sekere inligting ontvang wie Jesus is.
En nou, omdat ek daai inligting het, staan ek voor 'n keuse nou. Ek staan voor 'n keuse. Ek moet 'n besluit neem. Gaan ek hom aanvaar as my verlosser en saligmaker? Of gaan ek nie? So eintlik, ek neem 'n besluit tussen die hel en die hemel. Dis daai besluit wat ek moet neem. Ongelukkig is daar nie 'n middelpad nie. Of gelukkig. Is daar nie 'n middelpad nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Dis of die een kant of die ander kant. En dit is die reine waarheid. Want jy sien, beide hierdie besluite, die hel of die hemel. Die hel of die hemel het iets in gemeen met mekaar. 'n ewige lewe gemeen met mekaar. 'n ewige lewe in die doderyk, in die hel, vir ewige lewe in die hemel, saam met Jesus Christus. Dis 'n besluit wat jy moet neem. Jy neem 'n rasionele besluit vir die res van jou lewe. Hoor mooi. Jy neem 'n besluit, 'n wilsbesluit om te verander. Want jy kan nie dieselfde bly nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie dieselfde bly nie. Want as jy dieselfde bly, dan is die woord nie die waarheid nie, want die woord sê ek sal verander. Dan het ek 'n probleem. Ek moet verander. En dit is wat die woord ons leer. Jy sal verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Daarom moet jy dit eerstens 'n intellektuele besluit geneem het. Hoekom? Want dit begin by my denke, né? En dan moet ek vir myself sê, maar ek wil verander. Daarom sê Romeine 12 vers 2, ons moet toelaat dat God ons denke verander, sodat ons soos God dink. So dit begin by my denke. Vers 13. Julle moet ook nie meer julle ledemate as 'n wapen van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as 'n mens wat uit die dood lewend geword het, stel jy jouself tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Jy gaan sien ek het die moed uitgelig. Die woordjie moed. Jy moet 'n wilsbesluit neem. En jy moet verander. Nou ek weet nie, my Afrikaanse juffrou is in die hemel, want ek het al pak meer gehou. So ek aanvaar die woordjie moed as 'n werkswoord. Want jy moet 'n besluit neem. As jy geen besluit neem, dan sê maar ek het nie 'n besluit geneem nie. Wel, slegte nuus vir jou, jy het eintlik 'n besluit geneem. Geen besluit is ook 'n besluit. Dit bly 'n besluit. So jy moet 'n besluit neem. En hier sê hy baie duidelik, ek moet nie meer my ledemate as 'n wapen van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. En ons gaan bietjie oor hierdie ledemate gesels. So, ander woorde, jou liggaam moet jy vir God gee. Jou liggaam moet jy, Romeine 12 vers 1 sluit aan by vers 13, 6 vers 13. Broers, op grond van julle barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou
op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer van die lewende en heilige is vir God, aanneemlik. Dit is 'n sinvolle godsdiens. Dit is 'n sinvolle godsdiens. Ek roep julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer aan die lewende God. Gelowiges, jy moet jou liggaam finaal oorgee vir Jesus. Ek kan nie met my kop en my verstand en my emosies God wil dien, maar met my liggaam is ek in die wêreld. Dit gaan nie hand aan hand nie. Ek kan dit nie doen nie. So ek is of vir God, of ek is teen God. So ander woorde, elke dag wanneer ek wakker word, moet ek my lewe vir Jesus gee. Daagliks. Jy sien, want as ek my lewe daagliks vir Jesus gee, dan is daar 'n verhouding. Is ek reg of is ek verkeerd? Ek is reg, So, en ek gaan daagliks groei. Maar as ek dit nie daagliks doen en ek doen niks nie, en ek lees nie die woord nie, gaan ek groei. OK. Nou, my wiskunde is nie baie goed nie, julle moet my help, of my meer wat. So as ek my lewe daagliks vir Jesus gee, ek lees my Bybel daagliks, ek groei daagliks, gaan die sonde minder word in my lewe. Want dis wat my wiskunde vir my sê, ja. Want wie is nou die een wat in my is? Want my geloof groei in God. En omdat my geloof in God groei, weerstaan ek die wêreld. Amen. So ek groei in geloof. En dan is dit maklik vir my liggaam om die wêreld se begeerlikhede te oorwin. Amen. Nou jy mag vra, waarom soek God my liggaam? Hoekom wil hy my liggaam hê? Is my verstand nie genoeg nie? Kom ons hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggame wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle? En dat julle nie julle aan julleself behoort nie. Hoor mooi, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Ander woorde, dat ek Jesus Christus aanvaar het, wie het in my kom woon? Die Heilige Gees. So die Heilige Gees woon in my. En omdat hy in my is, kan ek nie my liggaam maak soos ek wil nie. Dit moet aan God behoort. Ek kan nie maak soos ek wil nie. Ekskuus tog. Maar Paulus praat hierso in Korintiërs van my liggaam, maar in Romeine 6 vers 13 praat hy van my ledemate. Anderswoorde my hand, my arm, my voete, my ledemate. Jy sien wanneer die ledemate by mekaar is daar 'n liggaam. So ons is almal volgens die by mekaar as liggaam van Jesus Christus, maar met verskillende ledemate. Want elkeen het sy eie opdrag. Elkeen het sy eie gawe. Maar saam is ons deel van die liggaam. En ek gaan nou 'n bietjie later weer terugkom na die liggaam en die ledemate toe ook. So ons vorm deel van die koninkryk. Jy sien maar my ledemate, kan ook 'n wapen wees vir God om te gebruik. My hand kan 'n wapen wees vir God om te gebruik.
Okay, julle dink ek praat met ons, kom ek vertel vir julle. Moses het die staf met sy hand vasgehou, né? En toe hy sy staf op die grond gooi, toe word dit 'n slang. Toe hy hom optel met sy hand, dis dit weer 'n staf. Toe hy by die Rooi rivier kom, en die see moet skei. As hy nie sy hand gebruik het, sou die staf op die... Nee. Hy moet sy hand gebruik het en sy arm gebruik het om die staf op die see te slaan sodat die water kan skei. So God gebruik ons ledemate ook. Dawid verslaan die Filistyne. Hy het met sy hand gaan klippietjies optel. Met sy vingers het hy dit in 'n slingervel gesit. Met sy hand het hy die slingervel geswaai. En met die een vinger het hy die een punt gelos en die klip het getrek en hy het die Filistyne op die einde van die dag verslaan. Die apostel Johannes sit op die eiland Patmos. En met sy oë sien hy visioene. Met sy ore hoor hy God praat met hom. En met sy hand en vingers skryf hy. En vandag lees ons die boek Openbaring. My ledemate kan ook Sondag en sonde doen. En ek is voel so jammer vir Dawid, want almal gebruik altyd hierdie ding van Dawid. Arme Dawid. Dawid staan op sy dak in sy paleis en sy oë sien wat raak? 'n mooi vrou. En wat doen sy hande? Sy hande trek 'n brief op en hy teken dit en hy sit sy stempel op dat haar man moet in die voorste linies wees van oorlog sodat hy gedood kan word. Dis nie sy tone wat hy brief geskryf het nie. Dit was sy hande gewees. Maar dankie Here vir Psalm 51 en dis nie op die bord, maar jy kan dit by die huis gaan lees. Psalm 51 vers 1 tot en met 4. Kom Dawid en hy vra vir die Here om hom te vergewe en om te reinig vir daardie sonde wat hy gepleeg het. En die Here vergewe hom. Waarom moet ons toegee aan God? Waarom is die vraag? En ek gaan daardie vraag beantwoord uit 'n verder gedeelte uit Romeine 6. Want jy sien, ons gee goed toe aan God, eerstens oor genade, vryheid en vrug. Kom ons gaan kyk na Romeine 6 vers 14 en 15 oor genade. Ekskuus tog. Vers 16. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as 'n slaaf te gehoorsaam, slawe te gehoorsaam. Julle slawe is die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het in die vorm van die leer waaraan julle onderwerp is, vrygemaak is van sonde, het julle slawe van geregtigheid geword.
En terwille van julle menslike swakheid praat ek met 'n menslike terme. Want soos julle ledemate in diens van ongeregtigheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so ook julle ledemate in diens van geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Guns van God. Kom ons kom terug net bietjie, vers 16. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, en ek wil by die woordjie slawe net van stil staan. Nou, dis nie 'n terme wat ons vandag in ons alledaagse Afrikaanse taal gebruik nie. En dis ook nie 'n terme wat ons mooi verstaan nie. Maar Paulus skryf hierso want die Romeine het hierdie terme verstaan. Jy sien, as jy 'n slaaf gekoop het, daai jare, en jy het betaal vir daai slaaf, of vir daai persoon, dan het daai persoon aan daardie eienaar behoort. Hoor mooi. Daai persoon se gedagtes, daai persoon se emosies, daai persoon se liggaam, daai persoon se ledemate, het alles aan die eienaar behoort. Daai persoon, hy kon gedink het wat hy wou, maar hy kon dit nie gesê het nie. Want hy was 'n slaaf wat aan 'n eienaar behoort het. Die eienaar kom met daai slaaf maak net wat hy wil. As hy besluit het om daai slaaf se kop af te kap hy sy kop af. En die regering van die dag sou niks gedoen het omtrent dit nie. Want dit was sy eiendom gewees. Hoor mooi. Dit was die eiendom van die eienaar wat die slaaf gekoop het. Maar jy sit nou vanoggend hier en jy sê jy's kind van God. Jy's 'n slaaf. Want Jesus Christus het jou gekoop ten duurste met sy bloed aan die kruis. Daarom behoort jou liggaam nie aan jou nie. Dit behoort aan Jesus Christus. Jou denke behoort aan Jesus Christus. Jou emosies, jou gevoelens behoort aan Jesus Christus. Niks behoort aan jou nie. Jy behoort aan Jesus Christus. Sê 'n bietjie vir jou persoon langs jou. Niks behoort aan jou nie, jy behoort aan Jesus Christus. Jy het ook nie 'n eie ek nie. Ek. Jy het nie 'n ek nie, want jy behoort aan Jesus Christus. Daarom sê Paulus, dat jou liggaam aan Jesus Christus moet behoort. En alles wat jy moet doen. Jy sê, want hy gaan verder. Hy sê, want ons lewe onder die genade en nie onder die wet nie. Want wanneer ek onder die wet lewe, lei die wet my na sonde toe. Die sonde en die wet loop hand aan hand. 1 Korintiërs 15 vers 56. Ek kan nie onthou of ek hom op die bord gesit het nie. Die angel van die dood is die sonde. Die krag van die sonde is in die wet. 1 Korintiërs 15 vers 56. Vryheid. Romeine 16 vers 20. Het ek nou net gelees, ekskuus tog. So ons het vryheid, ons het dit nou net pas gelees en ek klaar oor gepraat oor die slaaf van die sonde. Want jy behoort aan Jesus, jy's vrygekoop. Weet jy, baie keer doen ons dom goeders, né? Veral as jy nog 'n tiener is.
Dan doen jy baie dom goeders. Byvoorbeeld om op die huis se dak te gaan staan en dan spring jy in die swembad in, né? Eintlik het jy nie die reg om dit te doen nie. As jy gesê het ek is kind van God, het jy nie die reg om dit te doen nie. Maar Jesus het nie vir jou gesê gaan staan op daai dak nie. Jy spring in die swembad in nie, want dit is sy liggaam. Jy kan nie skade doen aan sy liggaam nie. Want jy behoort nie meer aan jouself nie. Romeine 6 vers 21 tot 23, die vrug. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor hierdie dinge skaam julle nou, want die eindeinde hiervan is die dood. Maar nou dat julle van julle sonde vrygemaak is, en is dienaars van God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. So dis die vrug wat jy moet lewer, heiligmaking. En die uiteinde daarvan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Jou ou lewe het vrugte voortgebring waarvoor jy skaam was. Maar as kind van Jesus Christus bring jy vrugte voort en produseer vrugte wat God verheerlik. Die wêreldling dien ook 'n God. Jy sien, die mensdom is gemaak om 'n God te dien. So, as jy in die wêreld is, dien jy ook 'n God. En dis die Satan. Want hy is die God van die wêreld. En saam met hom, en hy beloon jou ook vir sy werke. Vir jou werke, hy beloon jou. Hy beloon jou net met die hel. Maar as jy in Jesus Christus is, beloon God jou ook omdat jy kind van hom is. En dis met die ewige lewe saam met Jesus Christus. Amen. So vanoggend het jy die keuse. Dis jou besluit. Ewige lewe saam met Jesus Christus of die ewige lewe saam met Satan in die hel. Dis jou besluit. Jy moet 'n wilsbesluit neem. Dis jou wilsbesluit. Kom ons sluit ons oë. As Here Jesus Christus, ons sê Jesus baie dankie vir 'n prys wat U betaal het aan 'n kruis wat ons nie kon betaal het nie. Dankie dat ek duur gekoop is deur U bloed. En dankie dat ek vry is. Dankie dat ek weet daar's 'n ewige lewe. En dankie dat ek weet omdat ek kind van U is, deel ek daarin. Maar as ek nie kind van U is nie, deel ek nie daarin nie. En Jesus, vanoggend wil ek net kom vra dat U Heilige Gees in hierdie weke wat voorlê, en selfs in hierdie jaar wat nog voorlê, dat ons sal onthou aan wie ons behoort. Dat ek sal onthou wie is my eienaar. Dat ek sal onthou wat het my eienaar vir my betaal. En dat ek kan nie maak soos ek wil nie. Ek kan nie die wêreld lief hê en vir U lief hê nie. Ek kan nie. Ek kan net een persoon lief hê. Ek kan net een eienaar dien. En as ek besluit het om Jesus Christus te dien, dan is Jesus Christus my eienaar. En ons sê dankie daarvoor. Ons wil die eer en die heerlikheid aan U bring, en ons wil net sê dankie dat U 'n prys betaal het sodat ek vry kan wees. Ek eer U daarvoor en ek loof U daarvoor tot in ewigheid toe. Amen. Sag my af.
Neem hem af. Ja. Right. Denk keer nie. Dis een, as hy, ja. Anita, op grond van jou eie getuienis die Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, doop ek jou nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maak ik das. Das zak je af. Ja. Bianca, op grond van je belijdenis, die is geslagen met je verlosser en zaligmaker, doop ik je nou in de naam van die Vader, de Seun Jezus Christus en die Heilige Gees. Fit it wrong. Maar just vast. Wacht even. Zet, gaan zwem af. Kom water toe. Ja. Michaela, op grond van je eigen getuienis, dat Jezus Christus aangeneem het als verlosser en zaligmaker, doop ik in de naam van die Vader en die Seun Jezus Christus en die Heilige Gees. Underneath, other one as well. Hold my hand. That one as well. Can sit down. Ready? JC, based on your own testimony that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I now baptize you in the name of the Father and the Son Jesus Christ and the Holy Spirit. Bij onder. Ja, dat kan het ook. Daar zijn. We gaan eerst afgaan. Hou me aan vast. Gaan zitten. Daar zijn. Oké. Zijn er? Amarij, grond van je eigen getuienis, die is aangeneem met de verlosser en zaligmaker, doop ik in de naam van die Vader en die Seun Jezus Christus en die Heilige Gees. Una. Oké, nee. Dan gaan zitten. Zo. Marina, grond van eigen getuienis, die Jezus Christus aangeneem met verlosser en zaligmaker, doop ik in de naam van die Vader en die Seun Jezus Christus en die Heilige Gees. Is er ook, ja. Zijn voeten er ook uit. Hou aan vast. Nou gaan zitten jij. Af. Kijk, zo, daar zijn. Zijn Ronald, grond van je eigen getuienis, die is Christus aangeneem als verlosser en zaligmaker, doop ik in de naam van die Vader, de Seun Jezus Christus en de Heilige Gees.